Hallo julle, Japie hierso. Ja, ek wil praat oor Yahushua Messias, wat perfek was. Nou in die Christensirkels wil hulle vir ons vertel partykeer dat Yahushua was meer as 'n mens. Hy was soos 'n demi-god. Half mens, half God. Want hulle kan nie verstaan, hoe kan 'n mens perfek wees nie? En Yahushua was perfek. Maar die feit van die saak wat die Bybel vir ons sê is, Yahushua was 'n mens, 'n gewone mens. En die feit van die saak is, as hy nie 'n mens was, kon hy nie sterf vir jou sondes nie, want 'n mens moet sterf vir die mens. 'n Half mens kan nie sterf vir die mense nie. So ek wil vandag vir julle wys ook een van die maniere hoe Yahushua dit reg gekry het, of wat hom gehelp het om perfek te kon wees. Een van die dinge wat hy gedoen het in sy lewe, wat hom gehelp het om perfek te bly. Om nie te val vir sondes nie te val vir die lust of the flesh, die lust of the eyes, and the pride of life. Die 3 kategorieë vir sondes. Hy het nie geval vir een van hulle nie. Want hy het rein gebly en hy het sekere metodes gebruik om dit te kon vermag. So ek wil dit vir julle wys, want julle kan dit ook in julle eie lewens gebruik, om hierdie sondes te kan oorwin. En dit is in die tyd waarin ons leef uiters belangrik, mense, dat julle dit moet begin doen. Ons is in die einde van hierdie wêreldse bestaan. En die bose magte se aanvalle gaan toeneem. Jy gaan geestelik meer aangeval word, gebombardeer word met die lusts of the flesh, the lusts of the eyes, and the pride of life. Jy gaan met allerhande sondes gebombardeer word die hele tyd om jou. En jy moet kan sterk staan. Nou as jy hierdie metode gebruik van Yahushua wat ek vir julle gaan wys, dan gaan jy kan sterk staan. Dit gaan jou beslis help. Dit gaan jou beslis help om rein te bly. Want as jy nie rein bly nie, dan gaan jy nie hemel toe nie. Dit is wat Yahushua ook sê in hierdie Books of the Nazarene. Daar sê hy dat as mens nie die vlees kan oorwin op die aarde nie, die sondige natuur van jou mens, die sondige natuur kan oorwin nie, dan gaan jy nie gered word nie. Dit is baie harde woorde wat hy spreek, maar dit is hoe dit is. Jy moet op die nou pad bly. Jy moet ophou wetteloos leef. Kom ons kyk gou hierso. 1 Johannes 3 vers 5. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem en geen sonde is in hom nie. So ons sien hierso dat Yahushua was perfek, hy het die gebooie perfek onderhou. 1 Timoteus 2 vers 5. Want daar is een Elohim en een middelaar tussen Elohim en die mens, Messias Yahushua. So kom ons kyk nou na die boek van die Nazarene. Ek het hierdie goed vertaal, wat in rooi is in Afrikaans, so ek gaan net dit lees. Hoofstuk 16. Yeshua antwoord, moenie my goed noem nie, want geen mens wat in die vorm van 'n mens gemaak is heeltemal goed nie. As ek nie in dieselfde vorm as die mense gemaak was nie, sou ek nie aan sy toetse en beproewinge onderwerp word nie. En sonder om dit te oorkom, sou ek ook nie heeltemal goed kon wees nie. Hier sê Yahushua vir jou, en ek het dit ook al vir baie mense gesê, baie keer, dat as Yahushua nie 100% mens is nie, kan hy nie beproef word nie, kan hy nie getoets word nie, want hy is dan nie mens nie. Hoekom sal Satan hom dan versoek, as hy nie eers 100% mens is nie? Maar hy was 100% mens, net soos wat hy hierso sê in hierdie Books of the Nazarene, hoofstuk 16 vers 14, dat hy is 100% mens, en daarom kon hy versoek word. Nou maar wat het hy dan gedoen om hierdie versoekings te kon oorwin? Hoofstuk 17 vers 12 tot 13. Meester, dis nou die disippels praat met Yahushua, Meester, ons is bekommerd, want u bring te veel tyd in eensaamheid deur en vas te lank. Nou Yahushua het baie gemediteer en gebid tot die Vader, en hy het verskriklik baie gevas. Dit sal u sekerlik skade berokken. Hy het so baie gevas dat die disippels het bekommerd begin word. Hulle het gedog hy gaan doodgaan van hongerte, van niks eet nie. Yahushua het geantwoord, wanneer vas behoorlik onderneem word, kan dit niks doen behalwe goed nie. Net so is die liggaam soos 'n kruik wat water bevat.
en leeggemaak moet word voordat dit wyn kan hou. Mense, en die wyn hierso verwys na Jehovah se gees, wat jou vul. Die water hierso verwys na die ander dinge van die wêreld en die lewe, wat jy moet verwyder uit jou lewe uit. Die slegte goed. So die slegte goed moet verwyder word, en die gees moet jou dan vul. En hierdie proses, word vermag deur te vas. As jy nie vas nie, kan hierdie proses nie gebeur nie. Dis deel van die proses, mense, is vas. Jy moet dit doen. Vas en bid. Dis wat Yahushua hierso sê, dit is hoekom hy so baie vas. Hy sê, net so is die liggaam soos 'n kruik, wat water bevat, en leeggemaak moet word voordat dit wyn kan hou. Net so is dit met die set apart spirit, die Ruach HaKodesh, dit is in Hebreëus vir die aparte gees. Net so is dit met die aparte gees. Met Moses, het Moses nie 40 dae lank gevas nie, waartydens die aparte gees in hom ingevloei het, sodat sy gesig voor die mense geskyn het soos 'n groot lig. So is die aard van die krag, en as gevolg van die helderheid moes hy dit versluier. Net so met Eliyahu, wat 40 dae lank gevas het. Dink julle daardie twee mense het skade gelei? Of het hulle voordeel getrek uit die versterking van die gees van Yahuwah? En wat Yahushua hier probeer wys vir hulle is, dat as jy gevul wil word met Yahuwah se gees, en sondes wil teenstaan, moet jy baie vas, want dan verswak jou vlees, en daardie desires of the flesh, dan gaan dit jou nie meer begin, dan gaan dit jou nie meer plan nie, want die gees gaan jou kan help om dit teen te staan. Die gees gaan jou kan help om dit te oorwin. Want dan is die gees mos nou sterker in jou, en die gees het meer autoriteit in jou, want jy word meer gevul met Jehovah se gees. Nou Yahushua was volkome gevul met Jehovah se gees. En die manier hoe hy dit reg gekry het is deur baie te vas en te bid. Baie tyd te spandeer in gesprek met die Vader en om te vas. En dis hoe ons dit ook kan regkry. 15 vers 43. Later het die disippels vir Yahushua gevra waarom hy geslaag het toe hulle misluk het. En hy het gesê, hulle het 'n gees mos probeer uitdryf en hulle kon nie, en toe vra hulle hom, hoekom kon u dit regkry? Hierdie dinge word gedoen deur die krag van die Yahuwah se aparte gees, want die hand van Yahuwah is. Mense het dit volgens die vermoë om dit te dra, maar voordat dit kan inkom, moet die bose uitgedryf word. Daar weer eens praat hy van die water wat verwyder word, en jy gevul word met die wyn. Die wyn is die gees, en die water wat verwyder word is die bose, die slegte goed uit jou lewe wat jy moet verwyder. En hoe het hy gesê, hoe kry mense dit reg? Vas en bid. Ek leer nie onthouding van die bose vir 'n doellose rede nie, maar om aan mense die erkenning van hul erfenis te bring. In Engels het hy gesê, hoe kyk ek hierso? Later the disciples asked Yahushua why he had succeeded when they failed. And he said, these things are done through the power of the Spirit, which is the hand of Yahuwah. Men have it according to their capacity to hold it, but before it can come in, evil must be driven out. I do not teach abstinence from evil for some purposeless end, but to bring to men the recognition of their heritage. En dan sien ons, so daar het hy nou weer 'n verwysing teruggemaak, eintlik na vas en gebed. Wat dit is hoe mens gevul word met Jehovah se gees, en hoe mens dan deur die krag van Jehovah se gees in jou, want dis die hand van Jehovah soos hy sê, kan dan groot dinge deur jou doen. Net soos wat Jehovah se gees deur Yahushua daardie geeste kon uitdryf uit daardie spesifieke persoon, wat die disippels nie kon regkry nie, want hulle het nie die hele tyd gevas nie. Yahushua het mos gesê vir die ander mense wat hom gevra het, hoekom vas jou disippels nie? Toe sê hy, ja, hulle sal vas as ek weggeneem word. So, tydens sy wandeling met die disippels, lyk my, het hulle nie gevas nie. Net hy het. Maar hulle het, as ek hier lees, het hulle nou en dan gevas,
maar nie baie gereeld nie. Ek dink hulle het eers begin gereeld vas, elke week, weekliks, na hy weggeneem is. 7 vers 13. Vas is goed, maar wanneer dit 'n roetine godsdienstige ritueel word, is dit niks meer as 'n doellose ergernis nie. Ja, mens moet dit nie roetine of 'n godsdienstige roetine maak nie. Jy moet dit doen vir 'n rede, en omdat jy moet doen vir 'n rede soos om gevul te word deur jou Heilige Gees, om nader te kan beweeg aan Yahuwah of na Yahuwah toe, to be closer to Yahuwah. Jy moet dit altyd doen vir 'n goeie rede. Jy moet dit nie maar net doen, okay, weekliks moet ek nou maar elke maandag vas en dis nou maar so nie. Hoofstuk 10, vers 28. Weet dat, alhoewel ek hier saam met julle is, ek nie apart is van Yahuwah wat my inspireer nie. Dit wat in my is nie apart van die Gees van die Vader nie, en die Gees van Yahuwah is ten volle in my. Nou mense, hoe het hy die Gees van Yahuwah ten volle in hom gekry? Hy het ons nou al vir ons gesê in die begin daarso, die vorige vers, dat die wyn wat jy ontvang, jy moet eers die water verwyder. En hoe gebeur dit? Deur te vas en bid. So hy het ten volle die Gees gehad, want hy het die heeltyd gevas en bid. Hy het die heeltyd gevas en gaan mediteer en gaan gepraat met Yahuwah en mediteer in sy woord en openbarings van die Gees ontvang en die Gees het hom volkome gevul en wat die Gees wat die hand van Yahuwah is, soos Yahushua sê, het baie groot wonderwerke deur hom verrig. So as jy wil begin wonderwerke verrig soos Yahushua, hy het gesê ons is veronderstel om selfs groter dinge as hy te doen, mense. Hoekom doen ons nie groter dinge as hy nie? Want ons vas nie. Ons vas en bid nie. Jy moet daai kombinasie doen en jy moet dit gereeld doen. Want hoe meer jy dit doen, hoe meer kan Yahuwah se krag gaan deur jou vloei en hoe meer wonderwerke gaan jy kan begin verrig. Hierdie is die sleutel wat ons mense nodig het. Hierdie is die sleutel wat die Christene nodig het. En ongelukkig sien jy nie hierdie boodskap in die Bybel nie. Ongelukkig het hulle nie al die boeke wat in die Bybel moet wees daarin gesit nie. Boeke wat praat van hoe belangrik dit is om te vas. Ek stel ten toon die gelykenis van die Vader en bevat sy krag en substansie tot die volle mate. Ja, dis wat hy bedoel met ek en die Vader is een. As hy sê ek en die Vader is een. Hy sê nie hy is 'n God nie. Hy sê hy verteenwoordig die Vader volkome. Want die Vader, die Gees wat by die Vader is ook in hom ten volle. Ek is die Gees wat uit Yahuwah vloei, sy gegewe stem en vorm. Ja, kom ek sê hierdie in Engels, hy sê, I am the Ruach, outflowing from Yahuwah, given voice and form. Ja, hy is daardie Gees, en die verteenwoordiging van daardie Gees in die vlees. Hy gee dit 'n stem met sy mond in die vlees, and form. Ja, hy is gevul met die Gees, en hy spreek soos die Gees hom lei, en hy doen soos die Gees hom lei, en hy het kragtige dade, want hy laat toe dat die Gees die wonderwerke deur hom verrig. Mense, hierdie goed is amazing, dis wonderlik, en dis iets wat ons almal, in hierdie tyd veral, waar ons leef, wat die dinge net slegter en slegter gaan. Geestelik gaan dit baie erg raak, mense. Daar gaan nie iets wees soos 'n lou gelowige mee nie. Jy gaan of koud of warm wees. Jy gaan of kouer word of warmer word. Daar gaan nie meer lou mense wees nie. Want as jy lou is, gaan die bose geeste in jou inkom en jou oorneem. En jy gaan koud word. Jy gaan koud word as jy lou is. Daar is nie meer coasting through life as 'n Christen nie. Jy gaan either koud word of warm word. Nou as jy wil warm word, moet jy begin vas en bid. As jy wil warmer word, moet jy dit inkorporeer in jou weeklikse, hoe sê mens, routine. En volgens hoeveel jy sukkel met gewoonte sondes, met last byvoorbeeld. Daarvolgens moet jy vas in die week.
As jy 1 keer 'n week vas en jy kan deur die week gaan sonder om te sondig, dan is dit fyn, 1 keer 'n week. Maar ek sou aanraai, mens moet ten minste 2 keer 'n week vas. En ja, so as jy sukkel na 1 keer 'n week, maar jy sukkel maar nog steeds met jou las, dan doen jy dit 2 keer 'n week. En as jy dan nog steeds sukkel, dan doen jy 3 keer 'n week. Want ek het gevind, en ek het dit begin doen om weekliks te vas. Dit help my teen die aanvalle van die bose. Dit help my, dit hou die aanvalle van die bose in toom. As jy vas en bid, dan word jy soos 'n warm plaat, en die bose kan nie aan jou raak nie. Dit is maar hoe dit werk, dit is hoe dit is. Jy word soos 'n warm plaat, en die bose kan nie aan jou vat nie. Hulle kan nie aan jou raak nie. Hulle kan jou nie tempt nie. Hulle kan jou nie versoek nie. Hulle stemme word stil in jou kop. As jy die bose se stemme wil stil maak in jou kop, begin vas en bid. En ek het al ervaar, as ek 'n geestelike aanval ervaar in my lewe, en ek kan voel, daar's 'n groot aanval nou op my geestelik, van die bose af. Die vinnigste wat ek ontslaag geraak het van daardie aanval is as ek begin vas. Sodra ek begin vas, kan ek voel hoe lig daardie aanval. En dis hoekom ek sê mense, in hierdie tyd van ons leef, gaan hierdie aanvalle toeneem. Ek kan al reeds om my sien hoe mense manifesteer, die bose geeste manifesteer op straat in die mense nou al. Dis waar ons is in die tydlyn. Die Bybel praat daarvan, en in die eindtyd gaan daar 7 geeste terugkom na die mense toe en hulle vul, en hulle gaan 7 keer erger wees as toe hulle die eerste keer net 1 gees gehad het. Nou gaan hulle skielik 7 geeste hê. En Joshua het daar gesê, so sal dit wees met hierdie generasie in die eindtyd. Nou natuurlik het hy verwys na rondom 70 na Christus, waar daardie mense so verskriklik evil en demon-possessed geword het. As jy kyk na die historiese boeke, vertel dit van hoe erg het daardie mense geword in daardie tyd. Hoe demon-possessed het hulle geword. Maar dieselfde gaan nou weer gebeur met die einde van hierdie kort seisoen van misleiding. Die mense gaan weer 'n verskriklike aanval ervaar van die bose magte. Want dit is die finale kans wat Satan het om die mense te vernietig, om die mense te destrooi, om hulle siele hel toe te sleep. En hy gaan alles in sy vermoë gebruik om dit te doen. Hy gaan al die magte van wat hy tot sy beskikking het, gebruik om die mensdom aan te val. En dis hoekom julle hierdie wapens moet gebruik, wat ek nou, een van die wapens wat ek vir julle gee vandag is die vas en bid. In my Engelse video wat ek opgesit het, julle kan maar gaan kyk daar, gee ek 'n paar wapens en ek behandel die wapenrusting van Efesiërs 6 daarso. Die ander wapen wat jy het tot jou beskikking, is om die gebooie te gehoorsaam. Jy moet die gebooie gehoorsaam, mense, anders maak jy deure oop vir die bose om jou aan te val. En jy wil dit nie hê in hierdie tyd waarin ons leef nie. Want glo my, die aanvalle gaan net erger en erger word. Maar as jy die gebooie onderhou en jy vas en bid, dan gaan hulle jou nie kan aanraak nie. Dan gaan hulle niks aan jou kan doen nie. Die hele wapenrusting wat Paulus van praat, handel oor die gebooie. Elke faset van die wapenrusting handel oor die gebooie. So gaan kyk maar my Engelse video daarso op my Rabbit Hole Israel kanaal. Daar verduidelik ek vir julle in detail die Efesiërs 6. En wys ek verskillende verse in die Bybel wat die beld verduidelik, die beld van die waarheid, die borsharnas van geregtigheid, die helm van verlossing, die skild van geloof, die swaard van die woord, die skoene aan die voete as die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Al hierdie goed verwys almal terug na die wet, na die gebooie, dat jy onderhou die gebooie, die skild van geloof selfs ook. En dan gee die Bybelse verse wat dit wys, wat die definisies van hierdie goeters vir julle gee. So mense, jy moet terugdraai na jou se gebooie toe en dit onderhou.
En jy gaan die lewe vir jouself baie makliker maak. Baie makliker maak as jy dit doen. As jy begin die gebooie gehoorsaam, jy vas en bid, gaan jy die lewe vir jouself baie makliker maak. Want ek sien verskriklik baie Christene op YouTube, of waar ek ook al kyk, en hulle praat oor die aanvalle wat hulle ervaar, en hoe hulle sukkel met die aanvalle van die hekse, en die aanvalle van die demone, en die aanvalle van die en daai, en deur baie sweet, en bloed en sweet, en bid, en smeek, en goed, en dan partykeer dan kom hulle vry, en partykeer gaan hulle onder, soos amper of hulle verdrink. Maar die feit van die saak is, ongelukkig, hierdie goeters wat ek van praat, baie van hulle weet nie daarvan nie. Hulle weet nie hoe belangrik is vas en bid nie. Hulle weet nie hoe belangrik is dit om die gebooie te gehoorsaam nie. En omdat hulle dit nie weet nie, is hulle open targets. Omdat hulle dit nie weet nie, kan die bose hulle aanval, tot op 'n punt. En die lewe vir hulle baie moeilik maak, en hulle siek maak, en allerhande probleme veroorsaak. En ek probeer maar net die lewe vir julle makliker maak, mense, in hierdie tyd waarin ons leef. En aan die einde van die dag, as mense nie hierdie dinge gaan doen nie, jy gaan dit nie geestelik maak nie. Jy gaan dit nie geestelik maak in hierdie tyd, want dit gaan verskriklik erg word. Dit gaan verskriklik erg word in hierdie wêreld. Fisies en geestelik. Nie net fisies nie, geestelik ook. En baie mense gaan mal word. Ek kan al sien om my hoe mense mal word. So julle beter hierdie dinge begin doen, as julle wil nie wegval langs die pad nie. As julle die wedren wil wen, soos wat Paulus van gepraat het, hy die wedren gehardloop en hy dit voltooi aan die einde van sy lewe. Ja, ons almal moet daai wedren wat ons hardloop, moet ons voltooi en ons moet dit wen. Ons moet oorwin. Jy moet in oorwinning leef. Anders gaan jy dit nie maak nie. En as jy wil in oorwinning leef, mense, hierdie goed wat ek vir julle vandag genoem het, dit is die manier hoe jy dit kan oorwin. En in 'n oorwinning leef tot die dag wat jou kom haal. En dit is dit wat ek oor wou gepraat het hierso. Ek het probeer die Galasiërs 3 opsit en kort dan maak ek 'n fout, dan begin ek maar oor. Want ek is by die werk en dan hoor ek 'n geluid en dan trek dit my aandag af. En toe het ek het maar net gelos vir nou. Ek sal dit maar by die huis gaan probeer doen. Maar ek hoop julle het iets ontvang uit hierdie video. Ja, geniet julle dag. Bye.